Um, my, my dogter het 'n versameling gehad van liefiepoppe. Ons het dit liefiepoppe genoem. Dit was sulke rubberpoppe gewees, sulke vetpoppies, wat altyd die vetbeentjies en die armpies so gewees. Sy het van die grootte afgehaal tot kleintjies. En toe my eerste kleinkind kom, toe noem ons haar liefiekind. Nou nie liefiepop wees, nie, toe sê nou liefiekind. Maar wat ek eintlik van liefiekind wil sê is, sy is nou in graad 4. En die nuwe juffrou het vir haar gevra, wat maak jou hartjie baie bly? Toe sê sy, as my pappa huis toe kom. Want op die oomblik werk hulle 2 weke, beoog hulle om 2 weke weg te werk, en dan 'n naweek huis toe kom, en dan weer 2 weke weg, naweek huis toe kom. So sy sê toe, as haar pappa huis toe kom, dit maak haar hartjie baie bly. Toe dink ek, as 'n mens dit omdraai, God die Vader is by die huis. Wat maak sy hart baie bly? As ons huis toe kom. As ons na hom toe kom. Ons loop so baie rond, dat ons baie keer vergeet om huis toe te kom. Ek wil begin met Jesaja 55. Die opskrif is, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Die Here sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie myne nie. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu uit die hemel neerdaal, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde nat maak en dit laat uitspruit en bot, sodat dit saad kan gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie weer na my toe terugkeer nie, maar dit sal volbring wat my behaag, en dit sal voorspoedig wees in alles waarheen ek dit stuur. Want julle sal uitgaan met blydskap en met vrede gelei word. Uitgaan met blydskap en met vrede gelei word. Berge en heuwels sal voor julle uitbreek in gejubel, en al die bome van die veld sal hande klap. Belangrik vir my hierso is, ons moet nooit die wapen wat die Here vir ons gegee het, sy woord onderskat nie. Ons moet hom gebruik. Jesaja 55. Ons begin vandag by Johannes 1:34, eintlik 35. Ons bid net gou saam. Hemelse Vader, die voorreg om hier saam te wees, baie dankie. Here, U ken ons behoeftes, elkeen van ons het unieke behoeftes. Ek bid dat in hierdie oggend, dat deur U Gees hierdie behoeftes aangespreek sal word. Here, en dat ons U hart sal bly maak. In die naam, voor elke naam, in die naam van Jesus. Amen. Ons is hierso by Johannes, wat gesien het dat Jesus die lam van God is, wat hy uitgespreek het. Ons gaan aan by 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Nou, ander woord vir volgelinge daar kom ons gesê van sy leerlinge, hulle het by hom geleer. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stik na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Hy herhaal wat hy vroeër gesê, die vorige dag gesê het. En hy sê weer vir hulle, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Niemand het hulle gesê hulle moet Jesus volg nie, hulle het spontaan vir Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien hulle volg hom, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan,
Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle die res van die dag by hom gebly. Een van die vertalings sê, hulle het tot die volgende oggend by hom gebly. So dit was 'n baie lang kuier gewees. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, "Ons het die Messias gekry." Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring en Jesus het stik na hom gekyk en gesê, "Jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word." Hierdie Bybel sê Sefas beteken dieselfde as Petrus, met ander woorde rots. Rots beteken vir ons meer as hierdie woord Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe Filippus en sê vir Filippus, "Volg my." Filippus was van Bethsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael. Nou hulle sê Nathanael word in die verdere vertellings of in die vorige vertellings as Bartimeus aangespreek. So Bartimeus, die disipel, is dieselfde as Nathanael. Filippus kry toe van Nathanael en sê vir hom, "Ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef." Maar Nathanael sê vir hom, "Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Kom kyk," het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom, "Hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie." Nathanael vra hom toe, "Waarvandaan ken jy my?" "Voordat Filippus jou geroep het," antwoord Jesus. "Toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien." Onder die vyeboom, hulle sê die Joodse man sit baie keer in die middag van stil sit en pyns en bid onder 'n vyeboom, die koelte van 'n vyeboom. Dis hoekom my 10-1 daar was. Toe roep Nathanael, "Rabbi, U is die seun van God. U is die koning van Israel." Daarop sê Jesus vir hom, "Glo jy omdat ek vir jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien as dit." Verder sê Jesus vir hom, "Dit verseker ek julle. Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien opklim en afklim na die seun van die mens toe." En is 'n verwysing na Genesis 28. Net weer kry so. Genesis 28. Van vers 12 tot 19. Jy sal nou sien waar dit by mekaar kom. Ek sal hierso van 10 af lees. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Geen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jou lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek, die Here, is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring en ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het." Jakob het wakker geskrik en gesê, "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword. Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dis niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort van die hemel. So hier in die Ou Testament het dieselfde idee as wat Jesus hier in Johannes 1:51 sê. Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en af na die seun van die mens toe. Die bruilof in Kanaan is die eerste wonderteken. Die eerste teken wat Jesus gedoen het, wat nie een van die mense wat wonderwerke kon gedoen het.
wat gesalf was met die Heilige Gees en wonderwerke kon gedoen het. Een van hulle het hierdie tipe wonderwerk kon doen. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Hulle sê so 'n bruilof het gewoonlik omtrent 7 dae geduur. So om 7 dae klomp mense kos en drinkgoed te gee was 'n groot ding. En toe raak die drinkgoed op. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê, "Pa, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie." Van die vertaling sê hy het pa gesê, "Woman, my time hasn't come yet." Dit klink verskriklik ongeskik. Tipe van, Jesus sê, "Pa, vrou, dis nog nie my tyd nie." Maar hulle sê, dit is die Amplified sê in hakkies, dis 'n term of endearment. Hy het dit nie as lelik bedoel. Hy het gesê, "Vrou, dis nog nie my tyd nie." Hy sê vir haar, "Waarom sê jy vir my tyd het nog nie gekom nie?" Nou, my tyd het nog nie gekom nie. Wat beteken dit? Ek het gaan kyk. As 'n mens nou lees in die woord van waar hulle sê, waar Jesus sê, "My tyd het gekom," dan kan ons sien wat beteken my tyd het nie gekom nie. In Johannes 12:23, daarop sê Jesus vir hulle, "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word." So hy praat nou net so voor sy kruisiging. En vers 27 sê hy, "Nou is ek diep ontstel." En wat moet ek sê? Moet ek sê, "Vader, red my uit hierdie uur"? Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur, hierdie tyd. En dan weer by 13, Johannes 13 vers 1, "Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad." Dis 'n hengse stelling daai, né? Jesus het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En dan Johannes 17 vers 1, "Vader, die tyd het gekom. Tyd het gekom. Verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik." Maar hierso in vers 4 sê hy, "My tyd het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners, "Wat ook al hy vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. En hiervoor wil ek dink is Markus 7, wat ek net vir julle daar wil wys. Markus 7 van vers 1 af. Die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hom kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Dan sê hulle net verder, hier is ook baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hou, soos hoe koppies, bekers, bakke en stoele te was. OK. Die 6 klipkanne met water en daar was nie baie meer oor nie. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. OK. Hoeveel 6 maal 100 gee jou 600 liter. Jesus sê toe vir die kelners, "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Hy sê toe vir hulle, "Skep nou daarvan uit en gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie, ek moet eers weer dit soek. Ekskuus. Die seremoniemeester
Die seremonie het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het dit geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, mense het gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, nie van swakker gehalte, maar jy die goeie wyn tot nou toe terughaal. Net interessant, Jesus het nie geraas omdat hulle wyn gedrink het. Die feit dat hulle wyn gedrink het was nie verkeerd. Dus as jy jouself te buite gaan, wat dit aan begin verkeerd praat. Maar om wyn te drink, soos wat hulle hierdie by vroue gedoen het en fees gevier het, Jesus het nie geraas daaroor nie. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Interessant by vers 12, sy broers was ook by. Ons dink die hele tyd sy familie het hom so al weggestoot, maar hulle was ook by. Dis nie te sê hulle het hom geglo nie, maar hulle was saam met sy ma hier toe hulle na Kapernaum toe gegaan. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Nou die Paasfees, daar was 3 belangrike feeste vir die Joodse mars. En hierdie Paasfees wat ek gewoonlik sê, ook omtrent 7 dae geduur, en hulle dan gevier die feit dat hulle verlos is uit Egipte uit. Maar dis die mans wat gegaan het. En dan sê hulle een van die 3 feeste wat hy heen gegaan het, wanneer manlike Jode volgens wet in die teenwoordigheid van die Here moes verskyn. En nie altyd op dieselfde plek nie, die Here het bepaal waar hulle by mekaar moet kom. En dan moes elkeen 'n geskenk bring in die mate wat die Here hulle voorspoedig gemaak het. So elke man moet ietsie bring in die mate wat die dankie te sê vir die mate wat die Here hulle voorspoedig gemaak het. So hy was daar by so 'n fees gewees. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Nou die tempelplein was die heel buitenste gedeelte van die tempel gewees. Daar het die heidene, in ander woorde nie Jode, kon tot daar gegaan. En daarso het hulle ook deur sy beeste, skape en duwe, baie van die mans het baie ver gekom. En hulle, as hulle skaap moes offer, hulle kon nie die skaap die hele eindpad dra nie. Dan het die skaap daar gekoop. Arme mense het die duiwe gekoop. Want as jy terugdink aan Jesus se geboorte, Josef en Maria toe hulle tempel toe gegaan het hulle offer van duiwe gebring, wat arme mense se offer was. Hulle duiwe gebring, Josef en Maria. Okay, en die geldwisselaars wat daar sit. Dit is vreeslik interessant, die geldwisselaars, die groot ding teen daai geld, daar was die kop van die keiser op. En dis as afgodsaanbidding gesien. Daarom kon hulle nie die geld daar in die tempel, daar tempelpoort gehad het nie. Toe het Jesus toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel gejaag en ook die skape en die beeste. Ek stel my so half voor dat Jesus is vies, hy is ontstel. Die woord sê jy kan kwaad wees waar jy nie sondig nie. Ek dink in die tyd dat hy daar die sweep klaar gevou het hy 10 teen 1 al sy gedagtes agter mekaar gekry. Hy's nou nie meer so onstuimig nie. So na die gevleg van daai sweep het hy hulle uitgejaag. Die geld van die geldwisselaars het op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. En interessant, ek het dit nie besef nie, maar dit het 2 keer gebeur dat hy die tempel so skoon gemaak het. Omtrent net voor sy kruisiging is daar weer 'n beskrywing
stapel oor die geldwisselaar se geld en goeders daar so uitgegooi het. Toe sy disippels daaraan gedink, toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Om sulke goed te doen soos wat Jesus gedoen het, moes hulle vir 'n manier die Fariseërs goed bewys dat hy die reg het om dit te doen. Maar al wat hy hulle antwoord is met hierdie wat hy sê, breek die tempel af en 3 dae sal ek hom oprig. En hy het nie gesê ek sal hom weer bou nie. Gesê ek sal hom oprig. Die Engels sê ook I'll raise it up, not build it up. Met ander woorde, hy het van sy eie liggaam gepraat, wat gaan opstaan. Hy het nie gesê, ek gaan dit opbou nie, ek gaan dit oprig. Die Jode sê, joh. Is dit? Dus dit is interessant dat sekere vertalings sien dit iets in daai woord, en ander vertalings sien niks in die woord nie. So, okay. 20 sê, vers 20, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam gedoen. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê, en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus by die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Die idee van tot geloof kom as gevolg van wonderwerke. Daar is nie grond nie, as jou geloof gegrond is op wonderwerke. Want 'n mens kan in 'n diens wees, byvoorbeeld sê jy ken nie die Here regtig nie, en jy sien die manifestasies van mense wat gesond word, of mense wat kan sien, of daai soort, nou glo jy in die Here. Maar wanneer jy werklik in 'n krisis is, dis die dat hy sê, die feit dat hulle tot geloof in hom gekom het as gevolg van sy wondertekens, het hom nie so opgewonde gemaak nie. Want jy moet kan glo en vertrou. Dit help nie net jy raak opgewonde nie. Daar was 'n man met die naam Nikodemus, uit aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. Nou in die eerste plek, hy is 'n lid van die Joodse raad, hy is 'n lid van die Fariseërs. Is nie dat hy in die nag moes kom. Hy kon nie waag om voor almal wat na Jesus toe te kom nie, maar hy wou weet. En snaaks genoeg, hy spreek Jesus aan as Rabbi, leermeester, so hy wil by hom leer, wat gaan aan. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien. Ek het nog al gedink, ek weet op watter stadium van my lewe het ek die idee van wedergeboorte gehoor. Ek het my hele lewe lank sonndagskool en alles gewees, maar dit was nooit vir my 'n prominente deel van my lewe gewees, wedergeboorte nie. Toe ek glo in Jesus, en ek bid, en ek doen al daai goed, maar wedergeboorte was, totdat ek by charismatiese kerke uitgekom het. Toe kom ek agter, daar is iets anders. Mhm. Mm. Mm.
mm, mm. Ja, ja. Mm. Ja, ek ek stem saam. Ek het ook nie dag en datum. Maar weet julle waar dag en datum vir my ontsettend waar opgeraak? Toe my dogter dood is en na Bybel, dat ek die in die kinderkerk moes hulle skryf, daai dag is hulle het hulle hart die Here gegee. En dis daai goed wat vir my berusting kon gee. Want sy's veilig. Anders het die Satan die moed reg amper om my aan te val. Sy het dit gedoen, sy het al dat gedoen. Nee, maar die feit dat sy staan daar, ek weet. Hierso, nou het ek skoon van my storie weg. Ek gaan hierso by 4 weer begin. Nicodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Nie uit water en gees gebore word. Hmm. 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 Okay. Hier in vers 5, as iemand nie uit water en gees gebore word, uit water en gees, daar's van die kommentare wat ek gelees het, die ouens is nie lekker seker of dit doop of bekering by water bedoel word nie. Maar toe ek het vir my man noem, sê hy vir my, hy sien die water as 'n mens wat soos 'n babatjie wat gebore word, die water. Want jy kan nie hierdie goed beleef as jy nie 'n mens is nie. Want die geeste of die duiwels of wie ook al wat nie mense is nie, kan nie hierdie goed beleef wat ons beleef nie. So as jy dit vat, as iemand nie uit water, met ander woorde 'n mens is en wedergebore is deur die gees, kan jy nie die koninkryk vererwe nie. So die een is van selfsprekend vir ons is almal mense, en deur die gees gebore, dis wanneer ons die Heilige Gees binne in ons het, en dan kan ons die koninkryk van God beleef. Okay. Dan hierso, wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar jy mee gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Wil iemand kommentaar lewer oor vers 8?
En ek het als gedink dat ek kon dink oor die wind en hoe hy waai en gelyk nie, weet jy waar hy gaan. En soos hy nou gesê het, maar dis waar dit eintlik wil ek dit eers noem nie, want dit is so 'n kontensieuse ding, is uitverkiesing. Want as jy mens mooi gaan lees en dan gee hulle vir jou baie skrifte wat sê die Here lei jou om hom aan te neem. Dis nie jy wat op 'n dak sit en besluit ek gaan nou kind van die Here wees nie. Die Here lei jou om dit te doen. En ek met ander woorde, dit vat eintlik die onus van ons al weg. Maar dit is 'n gevaarlike onderwerp. Ja, maar nou kan mense redeneer, wat is die Here besluit om nie vir my daai geskenk te gee nie. Dis hoekom ek sê dis gevaarlik. Want dan kom die ding op, sê nou maar ek wil en die Here wil nie. Weet, mense kan in so 'n doolhof kom en dis te gevaarlik. Ek dink die feit dat ons die Here ken en dat hy genadiglik ons as sy kinders aangeneem het, dis genoeg. Mm. Mm, 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 mm. So ons is veilig. Okay, Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn verhoog en op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word. Numeri, ek net sien op die grond. Okay, Numeri 21:8. Vers 8. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Nou, net om dit vooraf te gaan, die Israeliete het weer gekla oor kos en water en oor alles waaroor hulle kon kla. En die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely, ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur die slang gepik is na die koperslang opkyk,
het hy bly leef. So, hierso wat Jesus sê, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so met die seun van die mens verhoog word. Jesus wat gekruisig is, ons wat na hom kyk vir redding, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die ewige lewe is die gawe van God. Hoekom het hy vir ons daai gawe gegee? Omdat hy ons so lief het, is wat daar skrif sê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het die gawe vir ons gegee van ewige lewe. Die rede was, dat hy ons so lief het, en hoe het hy dit gedoen? Deur sy enigste seun. En wat was die effek? Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. 16 en 17 loop eintlik saam, want hy het nie vir Jesus gestuur om ons te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hulle nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe, want sy dade, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Right, ek wil vir julle afsluit met hierdie deel. Ek wil hierso vir julle 'n stukkie van toe die Israeliete is op pad na die beloofde land. Hulle het nou al Jerigo ingeneem en die volke om hulle het nou saamgespan. Hulle is bang vir die Israeliete, nou wil hulle saamspan, hulle wil oorlog maak teen hulle. Maar nou is daar 'n klomp mense, hulle sê die mense van Gibeon. Nou toe ek gaan kyk, hulle sê Gibeon is later deel van die Palestynse ryk gewees. Hulle sê hierso, die mense van Gibeon, toe hulle hoor wat Josua met die inwoners van Jerigo gemaak het hulle 'n slim plan bedank. Hulle stuur toe boodskappers na die Israeliete toe. Hulle het boodskappers na hom toe gestuur met padkos wat in ou sakke op die donkies vasgebind is. Hulle bly naby daar waar die Israeliete nou is, maar nou wil hulle die beeld skep dat hulle van baie ver afgekom het. Nou sê hulle hierso, hulle het boodskappers na hom toe gestuur met padkos wat in ou sakke op die donkies vasgebind is, en wyn in stikkende leersakke waarvan die gate weer toegebind is. Nou is hulle besig om 'n ding op te stel. Hulle het ook hulle ou klere laat aantrek en stikkende deurgeloopte sandale. En die brood in hulle sakke was uitgedroog en verkrummel. Nou die brood gebruik hulle nou as 'n wapen later. Hierdie boodskappers kom toe by Josua aan en sê vir hom, ons kom van 'n baie ver land af en vra of julle nie met ons 'n vredesverdrag wil sluit nie. Maar die manne van Israel antwoord, miskien woon julle hier naby in die omgewing en dan kan ons nie met julle so 'n verdrag sluit nie. Die boodskappers sê vir Josua, ons onderwerp ons aan u. Nou vra Josua vir hulle, wie is julle eintlik en waar kom julle presies vandaan? Ons land is baie ver. Ons het hiernatoe gekom omdat ons gehoor het van die Here julle God. Ons het gehoor van alles wat hy in Egipte gedoen het. Daarom het ons leiers en die mense van ons land gesê, ons moet padkos saamneem en hiernatoe reis om vir u te sê dat ons aan u onderwerp en vra of u met ons 'n verdrag sal sluit. Kyk hoe lyk ons brood.
Die dag toe ons uit ons land uit weg is, het ons vars brood vir padkos ingepak, wat nog warm uit die oond was. En kyk hoe droog en verkrummel is dit, die bietjie wat nog oor is. Hierdie leersakke was nie toe ons hulle vol wyn gemaak het. En kyk hoe steur is hulle nou. Dis van die lang reis het ons klere ons sandale so verslete is. Party van Israeliete het toe aan die manne se padkos geproe om seker te maak. Maar hulle het nie die Here se raad gevra nie. Dit is die kruks van hierdie hele ding. Word oortuig deur omstandighede, maar vra nie die Here se raad. Josua sluit toe met 'n vredesverdrag wat bepaal het dat die Israeliete hulle nie sou doodmaak. Die Israelitiese leiers het ook 'n eed gesweer in die Here se naam dat hulle hierdie verdrag sou hou. Maar skaars 3 dae nadat hierdie verdrag gesluit het, hoor die Israeliete dat die Gibeoniete daar naby in die omgewing woon. En toe gaan hulle probeer oorlog maak, maar hulle mag hulle nie doodmaak nie. Want hulle het 'n eed in die naam van die Here gesweer. Die Israeliete wat daar by mekaar was toe baie ontevrede. Maar die leiers antwoord, ons mag nou niks aan hulle doen nie, want ons het vir hulle eed gesweer voor die Here die God van Israel. Daarom moet ons hulle lewens spaar. Want as ons dit nie doen nie, sal die Here ons kwaad wees. Ons kan nie anders nie, want ons het vir hulle eed gesweer. So ons moet daarby bly. Maar nou dat die Israeliete weer 'n plan. Hulle het tog besluit dat hulle die Israelitiese slawe sou wees om vir hulle hout te kap en water aan te dra. Josua sê vir hulle, hoekom het julle ons bedrieg en ons kom vertel julle land is baie ver, terwyl julle al die tyd hier vlak by ons is? Omdat julle dit gedoen het, het die Here julle vervloek en julle sal altyd slawe bly vir die huis waar my God aanbid word, om hout te kap en water te dra. En ek kom toe uit skooltyd uit daai ding van hulle het gesê houthakkers en waterdraers. Josua toe besluit, dis wat hulle sal wees. En hulle eindig hierso. Josua het die Israeliete gebied om hierdie Gibeoniete dood te maak. Hy het die opdrag gegee dat hulle sou slawe bly in diens van die Israeliete en ook by die Here se altaar wat gebou moes word op die plek van aanbidding wat hy uitgekies het. En dit is wat die Gibeoniete is tot vandag toe. Al die Bybel sê daai stukkie. Maar dis tot vandag toe nog, is hulle slawe van die Jode. Wat van hulle? Dit lyk vir my, hulle sê hulle is Palestynë. Maar die Palestynë het ander ook by, maar hierdie is toe deel van die Palestynë. Is daar iemand wat iets voorbij voelt? Is daar iemand wat 'n getuienis het? Is daar iemand wat iets het waarvoor ons spesifiek moet intree vir iemand? Waar is Elise? Weet julle? O, okay, dan is dit alraai. Zeker? Dit is 'n groot dag vir jou. Ons kan ons weer bid. Voor ons dit doen, hoeveel nuwe mense het ons vandag het ons? Okay. Baie welkom. As ons klaar is, dan net julle name gee, waar is Daleen? Okay. Alright. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie oggend saam kon lewe. Dankie vir die voorreg wat ons weet, dat ons u kinders is. Here Jesus, u het die pad tot die einde gestap. Daar was afdraaikans, maar u het nie gevat nie. En omdat u die pad tot die einde gestap het ons vandag die wete dat daar ewige lewe vir ons is.
Here toe U op die kruis was, het U betaal. Het betaal onder andere vir al ons skete. Party van ons skete is net erger as anders. Dankie Here, dat ons op die bloed van Jesus kan staat maak, dat ons kan sê deur sy wonde is ons genees. En dankie Here, dat dit al soveel beter is. Maar een woord van U kan haar hele situasie verander. Dankie dat ons hoop in U bly. Die groot geneesheer, Jehovah Rapha. Dit al die dinge in die naam van elke naam, in die naam van Jesus.